Vriende, goeiemôre. Donderdag, die 17de Desember. En ons is by Koffiekuier 266. Ek gaan vanoggend saam met jou lees net so 'n paar verse uit Lukas 2. Nou staan die afgelope week ons stil by die name van Jesus, wat veral hier in Adventstyd en Kerstyd gebruik word. Ons het maandag gepraat oor wat dit beteken dat ek en jy glo in die Immanuel, die God wat naby gekom het. Dinsdagoggend het ons gepraat oor die Messias en die verwagting wat jy van daardie Messias het. Woensdagoggend het ons gesels oor die feit dat Jesus van Nasaret afgekom het, 'n baie pertinente plek wat genoem word sodat ek en jy kan weet God kom ook op 'n bepaalde tyd en plek in ons lewens en wil ons ook gebruik. En vanoggend gaan ons dan stilstaan by die gedagte daar van Jesus gepraat word as die verlosser. Nou die bekende verhaal van die skaapwagters wat daar in die veld is, wat die engele wat in hulle verskyn in Lukas 2, lees ons dat die skaapwagters daar in die veld was en skielik kom hierdie engele en met een sê Lukas vir ons verskyn hulle daar en dan sê die engele vir die skaapwagters, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dis vir julle 'n teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Nou vriende, die term verlosser lees ons mos nou op baie ander plekke in die Bybel ook. Dis eintlik 'n naam wat baie gebruik word vir die Here Jesus. En dit kom van die Hebreëse woord Yeshua af. Yeshua, wat beteken eintlik God is verlossing. So as daar gesê word Jesus is die verlosser, dan is dit eintlik so dubbel, so onderstreping. Dis asof die Bybelskrywers vir ons dit in bold wil druk en wil onderstreep om te sê God is verlossing. Is eintlik half onnodig gewees. Die naam Yeshua was in daardie tyd 'n redelike algemene naam vir Joodse seuns gewees, maar vir ons as gelowiges het dit 'n besondere betekenis gekry, omdat dit die naam is wat God self vir sy seun gebruik. As ek en jy gaan lees in die Bybel, dan sien ons dat die Here self hierdie naam openbaar, dat hy self sê, dis my seun, die Yeshua, die verlosser van hierdie wêreld. En as ek en jy vanoggend dan nou stil raak met ons koffiekuier, terwyl die vliegtye in Wonderboom alweer in die gang is, dan en ons dink na oor wat beteken dit vir ons, dat die kind in die krib in Bethlehem, die Messias, die gesalfde van die Here, Jesus van Nasaret, die Immanuel, dat hy gekom het om ons te kom verlos, dan dink ek moet ons regtig vir 'n oomblik, vriende, bietjie mooi daaroor nadink. Ek en jy kan hierdie belydenis doen, ons glo in die verlosser, maar wat beteken dit vir ons? Waarvan het hy jou kom verlos? Het hy maar net gekom om my en jou eendag te kom verlos van hierdie aarde en hierdie lewe, sodat ons kan hemel toe gaan en by God kan wees? Natuurlik, dit is deel daarvan. Dis 'n baie belangrike deel daarvan. Maar die Here het ook gekom om ons te kom verlos van onsself. Kom ek probeer dit vir jou verduidelik. Ons het binne in 'n sondige manier groot geword. Ons is deel van die sondige bestel, deel van die sondeval, Adam en Eva, ons ken die hele verhaal daar. So, deel van ons as mense se sondige natuur is om maar altyd te dink aan ons eie ek, ons manier van doen in die lewe, ons manier van dink in die lewe, dit wat vir ons belangrik is, dit wat ons dink in hierdie lewe die beste ding is om te doen. En as Jesus dan kom om ons te verlos, as hy ons verlosser is, dan kom hy ook om ons te kom verlos van onsself, van ons manier van dink en doen in hierdie lewe, om ons letterlik los te maak van 'n ou lewenstyl waarin ons eintlik vasgevang geraak het oor jare heen, los te maak van die eie ek en dit wat vir my belangrik is, sodat ons vir God kan leef. Jesus het ons kom losmaak sodat ons, ek en jy as kinders van die lewende God, ook in hierdie wêreld kan leef. Ons is nie net verlos om eendag hemel toe te gaan nie. Dit is natuurlik 'n belangrike deel ook. Maar ons word verlos om nou reeds ook, los van onsself en ons eie dinge, vir God te kan leef. En dis mos nou, daar's 'n hele rits praktiese implikasies van wat dit beteken as ek en jy losgemaak word van onsself, ons eie omstandighede, ons eie ek, ons eie manier van dink en doen. Want die vraag wat die mens dan nou wil vra is,
Hoe leef ek en jy nie net gefokus op onsself nie, maar gefokus op God se koninkryk? Wat implikasies het dit van vergifnis en versoening, waaroor ons gister gepraat het, nie? Hoe gebruik ons ons bronne, ons gawes, ons talente? Hoe maak ons dit op 'n manier ook vir ander mense met ons lewenstyl en ons lewensingesteldheid? Hoe maak ons dit ook vir ander mense moontlik om verlos te word van hulle omstandighede? Kan ek dit baie prakties sommer net vinnig sê, vriende? As jy 'n huiswerker of 'n tuinwerker het wat jy regtig op die absolute minimumloon betaal, dan hou jy daai persoon eintlik deur die min geld wat jy vir hom of haar gee, hou jy daardie persoon eintlik gevangene van hulle eie omstandighede, van hulle eie armoede. Maar as ek en jy ook bereid is om te sê, die Here het my in staat gestel, die Here het my geseën, dan kan ek ook verander tot seën wees. Julle sal my klein stukkie tuin nou al gesien het. En ek sê dit nie om myself 'n klop op die skouer te gee nie, asseblief, hoor my mooi. Ek het maandag weer ons tuinwerker gekry, ons tuinbouargitek soos ek hom noem, David. David het 3 dae van die week werk en ek kry hom so eenmal in 3 weke om by ons te kom werk. David het maandag basies dubbeld die minimumloon gekry vir sy werk van 8 uur tot 3 uur toe. Vriende, en dis nie oor ek baie geld het nie, alles behalwe, maar ek kan nie met my gewete saamleef as ek nie vir hom 'n stuk menswaardigheid gee en hom help loskom ook vanuit die omstandighede waarin hy is nie. Hoe maak ek en jy dit vir ander mense moontlik? Sien, vriende, die goeie nuus wat die skaapwagters destyds daar op die velde gehoor het buitekant Bethlehem, moet vandag nog dwars oor die wêreld gehoor word. Daardie goeie nuus van 'n verlosser wat gekom het, dat Jesus, Yeshua, God se verlosser is en dat God self verlossing is, dis die evangelie. Dis die goeie nuus waarvan ons moet getuig, dat mense losgemaak word van hulle omstandighede, van hulle self, en dit waar hulle vasgevang is, sodat hulle inderdaad vir God kan leef. Dat mense losgemaak word van die bande van sonde, van selfsug, eie waan, haat, gierigheid en noem maar op, al daai goed, sodat mense vir God kan leef. Kan ek jou daarom weer vra, is Jesus jou verlosser? Laat dan toe dat hy jou ook losmaak van jouself, deur sy gees, van jou eie idee oor wat belangrik is in die lewe. Dis vir my interessant hoe mense baie keer baie mooi vroom getuig van hulle Christendom en die feit dat hulle disippels van die Here Jesus is, maar dan is hulle oor sommige klein goedjies so vas aan hulle eie ek, so vas aan hulle eie wil, so vas aan hoe hulle dink die lewe moet wees. Mag die Here Jesus vir my en jou losmaak daarvan. Vriende, en as ek sê vir my en jou, dan is dit my gebed vir my ook. Want ek weet, daar's baie dinge waarmee ek ook worstel. Wat ek ook gaan bid en vra in hierdie adventstyd, Here, kom maak my los, kom verlos my. Nie net sodat my siel eendag hemel toe kan gaan nie, maar ook van my eie ek en my eie dinge in hierdie lewe. Mag ek en jy inderdaad begin leef, al hoe meer, tot eer van God, tot opbou van sy koninkryk. En dit doen ons, omdat die Here Jesus, die Immanuel, die Messias, die een wat van Nasaret afkom, ook ons verlosser is. Kom ons sit so dan met ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan weet dat U ons verlosser is, dat U naam letterlik, Here Jesus, beteken God is verlossing. En daarom bid ons Vader dat U ons inderdaad sal kom verlos, dat U ons sal kan losmaak van alles in hierdie lewe wat ons weghou van U af en wat ons vashou, sodat ons nie kan groei en kan ontwikkel in ons verhouding met U nie. Kom maak ons los van ons eie ek, en ons eie vooropgestelde idees oor die lewe en oor mense. Kom maak ons los, Here, van die materialisme waarna ons so vasgevang is. Kom maak ons los van politiek en kultuur en taal, sodat ons U koninkryk eerste sal stel. Dat ons alles wat ons doen, Here Jesus, net sal vra, wat is U wil, want U is ons verlosser. Seën vir ons vandag. Dankie dat ons kan weet, U is deur die Gees by ons, en dat ons ook vandag daarna kan streef om te leef, dat U sigbaar word in ons lewens. Ons bid dit
Here in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n goeie donderdag verder. My werksdae raak min, dis nog Vrydag en Saterdag en dan van Sondag af is ek met verlof, maar preek nog Sondagoggend by ons in die gemeente en daarna gaan ons 'n bietjie pad vat. Ek sal vir julle op hoogte hou van wat gaan gebeur by die koffiekuiers, of laat ek liewer sê wat ons gaan doen. Koffiekuiers gaan voort, al is ek ook met verlof. Geniet jou koffietjie, mooi loop, lekker dag vir jou, ons sien mekaar môreoggend weer.